u te eer. Ons kom om u te dank. Ons bid soos u ons leer. Ons Vader in die hemel hoog, geheilig sy u naam. Gee dat u koninkryk hier kom en laat u wil geskied. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Gee ons vandag ons dag se brood, vergeef ons al ons skuld, soos ons skuldenaars vergeef, ter ere van uw naam. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die kwaad. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Amen. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 10, uit 1 Korintiërs 10. Gedeelte waar Paulus bietjie gesels het en 'n voorbeeld gebruik het waar hy bietjie teruggespring het na die Ou Testament, 'n gedeelte wat julle baie goed gaan ken toe hulle in die woestyn was, 1 Korintiërs 10. Die opskrif lees Israel as waarskuwing. Broers,
Ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan. En in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het en die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na bose dinge sal hinker nie, soos hulle ook gehinker het nie. Moenie afgodedienaars wees, so sommige van hulle nie. Daar staan immers geskrywe, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree, so sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, so sommige van hulle beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daar moet hy wat dink, hy opstaan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Daarom, my geliefdes, vlug weg van afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk na die volk Israel. Het diegene wat van die offers eet, dan nie deel aan die altaar nie? Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee, maar hulle wat offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Net tot sover. Fantasties. Ek weet nie of julle dit al ook oorgekom het nie, nee. Jare terug wanneer jy met mense gepraat het en vra vir die mense, hoe gaan dit met jou? Dan antwoord hulle sê vir jou, nee, heel goed, jy weet, kyk as ek nou klaar, dan klaar ek met die witbrood onder die arm. Maar deesdae het iets gebeur met die witbrood, ek weet nie, maar die witbrood is weg, hoor. Dalk het iemand die witbrood gesteel, of dalk het ons op gisteraand opgeëet met die braaibroodjies, ek dink is al 'n moontlikheid. Maar as ons nou klaar, dan klaar ons nie meer met die witbrood onder die arm nie, die witbrood is weg, nou klaar ons net. Kyk, ek het nog nooit gehoor iemand sê vir my, ek klaar met die breinbrood onder die arm nie, nee. So daar is nog breinbrood, daar is hoop. Kyk, is net die vissermanne wat nie met 'n breinbrood onder die arm sal klaar nie, weet, dis mos wat viskos, nee, ek weet jy eet 'n breinbrood. Maar ek dink dis taamlik, nee, waar baie mense vandag is. Want die mense kry swaar. En die gemoedstoestande van die mense is definitief af. Dis soos 'n bose kringloop. Wanneer jou mense swaar kry, dan is daar minder geld en daar's minder geld om jou besighede te ondersteun. En wanneer die besighede begin swaar kry en hulle kry minder geld, dan beteken dit hulle vat ook minder geld huis toe wat hulle weer by 'n ander besigheid kan gebruik om te ondersteun. Dis so 'n bose kringloop. So ja, ek neem nie die mense te kwaadlik as hulle vir 'n mens as jy hulle vra vandag, hoe gaan dit met jou? Wel, ek is daarom besig. Wel, dit kan seker beter of die ding is bietjie taai op die oomblik of ons trek maar bietjie swaar. Veral wanneer iemand raakloop wat jy lanklaas gesien het. En jy vra vir hom, vertel my, wat doen jy deesdae met jouself? Hoe gaan dit met jou? En dan vra jy vir hom, weet jy wat, werk jy nog daar by Builders? En dan antwoord hy gewoonlik, nee, lankal nie meer nie, om eerlik te wees op die oomblik, so bietjie van hierdie en so bietjie van daai. So bietjie van hierdie en so bietjie van daai. En jy het stil gestaan en gedink oor daai sê ding. So bietjie van hierdie,
So 'n bietjie van daai. Wat so goed is hierdie en wat so goed is daai? Wat moet ek nou daaruit aflei as iemand dit vir my sê? Wel, aan die een kant beteken dit, jy is verseker dalk besig met goedjies waar jy nie nou oor wil praat nie. Of dalk wil jy nie regtig weet waarmee jy besig is in jou lewe nie. Dalk is dit 'n verleentheid, jy wil nie nou daaroor praat nie. Of dalk is dit 'n baie mooi manier om te sê, op die huidige oomblik nie veel. Ek het 'n bietjie probeer kyk waar hierdie woorde vandaan kom, bietjie van hierdie, bietjie van daai. Wat ek kon agterkom is, dit sê iets van 'n mens se toestand op die huidige oomblik en iets wat môre nog kom. Nou kan jy vir jouself indink as iemand aan my toe kom en hy vra vir my, Dominee, waaroor gaan die Bybel? Wel, 'n bietjie van hierdie, 'n bietjie van daai. Wat het die mense in die Bybel gedoen? Ag, jy weet ons, bietjie van hierdie, 'n bietjie van daai. Maar jy geweet dat God hierdie gedagte gebruik in die Bybel, hierdie en daai. Want baie plekke sê God, as jy hierdie doen, gaan ek daai doen. As jy hierdie nie doen nie, gaan ek daai nie doen nie. Maar ons wêreld doen dit ook. As jy hierdie klomp geld in jou rekening het, as jy hierdie klomp mense op het wat jou volg op sosiale media, as jy hierdie in die besigheidswêreld doen, dan gaan jy daai kan doen en jy gaan daai hê en jy gaan alles hê. En nou en dan val ons vir die speletjie en elke keer dan kom ons terug en ons is lekker teleurgestel. Nou al wat my nog nooit teleurgestel het nie, is al die dinge wat ek vir Jesus gedoen het en waar ek vir Jesus lewe, waar vir Jesus werk. Dalk wonder julle, maar waar het hierdie ding begin, hierdie en daai? Jy kan letterlik hierdie en daai terugtrek tot in Genesis met Adam en Eva. Want die slang het met dieselfde storie gekom, na Adam en Eva. As jy hierdie doen, gaan jy daai hê. Maar toe hulle hierdie doen, en nie na God luister nie, was daai wat hulle kry glad in die moeite werd. En die sonde het alles kom oplos. Daar ontstaan toe tussen God en mens 'n enorme kloof. Die sonde kom verwoes alles, die verhouding tussen God en mens. Later toe kom Jesus en hy gee sy lewe en hy betaal die prys en hy bou 'n brug oor daai kloof tussen God en mens. Nou is ons onder 'n nuwe hierdie en daai. Want as jy nou in hierdie Jesus glo en jy vertrou in hierdie Jesus, gaan jy daai hemel kry. God sê as jy in hierdie Jesus leef en werk en vir hom leef, sal God vir jou daai doen. As jy in hierdie Jesus glo, sal God daai sondes van jou vergewe. As jy in hierdie Jesus glo, sal God daai hemel vir jou gee. As jy in hierdie Jesus glo, sal God daai doel en mening wat jy soek in jou lewe vir jou gee. So Jesus gee ons 'n nuwe hierdie en daai. Glo en vertrou in hierdie Jesus en jy kry daai hemel. Glo en vertrou in hierdie Jesus en jy word gered van daai dood en hel. Kyk, as julle nou baie skerp is, nee, met Adam en Eva, dan as julle agterkom die duiwel is ongelooflik slim. Want hy nooit vir Adam en Eva gesê, weet jy wat, gaan maak daai ou dood, of gaan steel daai ou se goed. Al wat die duiwel gemaak het, was om vir hulle te sê, twyfel in hierdie en daai van God. Is dit nou regtig so? As jy hierdie doen, dat God daai gaan doen vir jou. Hoe seker is jy? Watse waarborg het jy? Is jy nou genuine doodseker? Sê nou man, dit is nie so nie. Jy gaan teleurgesteld wees in daai wat God vir jou gaan gee. Dis nie wat jy gedink het dit gaan wees nie. Dis al wat die duiwel gemaak het. Twyfel dat God sy woord gaan hou. Twyfel. En van daar af, dwars deur die Bybel, kry ons dieselfde boodskap. Vertrou God. Vertrou en glo in God, dat as jy hierdie doen, sal God daai gee. Dat as jy hierdie wyse leef, sal God daai gee. Vertrou en glo in God se hierdie en daai.
Dis wat hulle dwars deur die Ou Testament God self vir die Jode gesê het, as julle hierdie doen, sal ek daai vir julle doen. Rigters en die profete en Jesus sê dit self, as julle in my glo, as julle hierdie doen, sal julle daai kry. Die apostels het dit gesê. Maar kyk gou wat staan in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoor wat staan daar. As jy hierdie doen, as jy God se koninkryk eers soek, dan sal God vir jou alles gee wat jy nodig het. Alles. Daar staan nie party dinge nie, daar staan nie paartjies nie, daar staan nie stukkies nie, alles. As jy hierdie doen, jy soek God se koninkryk eers, dan sal God vir jou al daai gee, alles. En is presies wat die duiwel wil hê, jy moet nie glo nie. Jy moet dit nie weet nie. Druk jou ore toe. Want dis wat hy wou gehad het, Adam en Eva moet twyfel. Dat God regtig sal doen wat hy beloof het hy sal doen. Dis wat die duiwel vandag nog steeds probeer, want hy probeer die hele tyd jou aandag aftrek van hierdie waarheid. Jy moet nie hierdie weet nie, dis 'n staatsgeheim. Moenie in God vertrou nie. Moenie in God vertrou dat hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen nie. Die duiwel wil hê jy moet dink daar's fynskrif. Soos 'n prokureur, hy gaan jou iewers indoen. Daar's 'n komma, daar's 'n maar. Moenie in God vertrou nie, dis wat hy wil hê. Ek meen, kyk net na Israel, toe hulle in die woestyn was. In Egipte uit, vir 400 jaar, het hulle in die Egipte vasgekeer gesit. God maak hulle vry uit Egipte uit, hulle is die woestyn in, op pad na die beloofde land toe. En God trek voor hulle uit in 'n wolk. Met ander woorde, elke liewe dag kan hulle God se teenwoordigheid sien. Hulle sien dit in 'n wolk voor hulle. Hulle volg daai wolk vat vir hulle reg na die beloofde land. Hulle kan hy wolk die hele dag lank sien. Kort word hierdie mense se aandag afgetrek van hy wolk. Want dan sit hierdie probleem, is daai uitdagings, hierdie ding wat gebeur, is daai ou wat sê, kyk net vir 'n oomblik hierdie kant toe. En hulle haal hulle oë af van die rigting waarin God hulle lei en hulle begin rondkyk. Hulle het so begin rondkyk, dat hulle later reg in hulle eie hande neem, want hoekom? Want hulle vertrou nie meer vir God nie. Dis presies wat Paulus ons waarsku in 1 Korintiërs 10 om dit nie te doen nie. Hulle het God later so min vertrou, dat hulle na die afgode se rigting begin kyk. Ek sien in my gedagtes 'n gesprek, twee mense wat daar staan in die woestyn. Nee, mense, ek dink nie God gaan daai doen as ons hierdie doen nie. Hoe voel julle? Dan staan daar 'n klomp mense een kant en sê hulle, ek dink jy's reg. Ek is ook nie meer doodseker nie, want as God nou al moes, dan moes hy nou al deurgekom het en ek het dit nog nie gesien nie. En die ander sê, en wat ons nou al hierdie dinge nou vir God doen, en daai by God kry en ons is teleurgestel, wat as? Sê nou maar net vir my, wat as? En hulle speel die wat as speletjie. En dan moet ons vanoggend hier sit. En dan moet ons vir onsself dink, yes, maar hulle is dom. Ek meen, 'n wolk voor hulle kan elke dag God se vertroue sien. Wat's fout met hulle? Hoekom vertrou hulle nie vir God nie? Ek verstaan dit nie. Hoekom dink hulle as hulle sê God sal vir hulle deurkom, God sal vir hulle gee wat hulle nodig het, dat God nie sal nie? Die waarheid is, ons trap partymal presies in dieselfde slaghuis. Want in ons gedagtes, dan as ons dink aan afgode, dan sien ons daai goudmannetjie. Hy's met goud gemaak en hy staan ons heeldag op aandag. Hy kan ons nie beweeg nie. Sy hande is langs sy sye vasgemaak. Die punt is, as jou aandag afgetrek word en jy kyk in 'n ander rigting weg van God af, dan sit jy met afgod. Sodra die aandag afgetrek word, wat gebeur is jou vertroue ly dadelik skade. Die moment wanneer jy jou oë van God afhaal, is wanneer jy vertroue skade ly. En ons almal val in hy gat.
Partymal raak ons lewe net te besig, God staan op die kantlyn. Ander kere is ons prioriteite lekker in mekaar. Ons kyk in 'n klomp goed vas wat ons aandag aftrek, finansies, tekorte, uitdagings, probleme. Ons aandag is oral partymal behalwe waar dit moet wees. En sodra ons aandag oral is behalwe dat maar dit wees, wat gebeur in daai moment as jy begin rondkyk in jou lewe, jou vertroue maak net so in God. Dis daai moment waar jy jouself hoor sê, ek weet nou nie meer so mooi nie. My oog vang 'n foto van iemand wat nou op WhatsApp is op sy status ietsie deel, sommer dat die hele wêreld kan raak. Ek moet sê dit my nogal laat dink, want wat hy gestuur het was nogal awesome geweest. Hy sê, ons gebruik alles as 'n verskoning, hoekom ons nooit kerk toe kom. Kerk behoort jou verskoning te wees, hoekom jy niks anders kan doen. Dink net gou hieroor. As kerk jou verskoning is, hoekom jy nie by die ander goed kan uitkom nie. Ja, maar ek kan nie vandag werk nie, ek moet vandag kerk toe. Lekker een vir Hemelvaart. Gaan dit mis. Ek kom draai so 'n bietjie later by julle, want ek moet eers kerk toe gaan, kom saam van Bos toe. Ek bedoel, hoeveel tyd belê ons in ons kinders om hulle te leer van sport en danse, maar as by God kom, sondig is genoeg. Kyk, ek probeer nie 20 trap volgend nie. Dis nie noodwendig slegte goed nie. Maar in vergelyking met die tyd wat ons met God spandeer, is dit ver in die minderheid. Ons oog word afgehaal van hy wolk voor ons. Ons kyk in ander rigtings. Daar is soveel dinge wat beklei vir jou aandag. Dis presies waar ons begin twyfel en waar ons vertroue begin seer kry. Daar's soveel dinge in hierdie lewe wat jou aandag soek, wat jou net wil hê, kyk net weg van God af. En dan wonder ons, sodra ons wegkyk, wat as? Moes God nie altyd in hierdie tyd nie? Sal God regtig dit doen wat hy beloof het hy sal doen? Ek het 'n jong ou geken wat verskriklik gesukkel het met die vraag, hoe weet ek is regtig gered? Hoe weet ek regtig dat God gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen? Kom ek herinner jou aan Matteus 6 vers 33 se woorde. Soek eers die koninkryk van God en God sal. As jy hierdie doen, God sal daai gee. Dit kom alles neer op vertroue. Want sodra jy God vertrou om al daai te gee, as jy hierdie doen, begin alles verander. Mense, God gaan jou nie indoen nie. Daar is nie fynskrif by God nie. Daar is nie 'n persentasie aangekoppel, die kans ongeveer so 85% is dat God vir jou gaan deurkom nie. Daar is nie 'n smal kans dat iets kan voorval dat God dalk nie vir jou gaan deurkom nie. Daar is nie 'n slaagsyfer aangekoppel wat jy moet voldoen vir jou om God vir jou deur te kom nie. Dat jy bo 50% moet kry nie. Jesus het klaar alles gedoen, 100% gedoen. Jy moet net vertrou. Dis nie 'n skerm nie. Dis nie te goed om waar te wees nie. God lieg nie. Daar in die Bybel staan dit uitdruklik, God is heiligheid. God is liefde, God is lig, God is regverdigheid. Ek meen, hoor wat staan in 2 Korintiërs 1 vers 20. Jy kry nie duideliker as dit nie. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. En daarom sê ons deur hom amen aan God tot sy eer. Daar staan al die beloftes wat God gemaak het. Alles sal hy nakom. Elkeen. As jy hierdie doen en jy glo in Jesus Christus dat hy vir jou gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood het, gaan God vir jou die hemel gee. Hy gaan jou sondes vergewe wat Jesus vir jou gedra het. Hy gaan jou nuut maak. Hy gaan jou vul met die Gees. Dis 'n belofte. God hou elke liewe belofte. As jy hierdie doen, die koninkryk van God eers soek, sal God alles vir jou gee. Dis nie goedjies net vir eendag nie. God sê nou al, ek sal nou al dit vir jou doen. Ek sal vir jou liefde gee. Ek sal vir jou dapperheid gee. Ek sal vir jou geloof gee. Ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het vir nou. Ek sal jou selfs help dat die talente wat jy het, dat dit deurskyn soos 'n lig. God jok nie, hy sê alles. In alles wat jy nodig het, sal ek vir jou gee. Vertroue. Om God te vertrou as ek hierdie doen,
sal hy daai doen. Ek gaan na hierdie video graag weer opwys. Afgas die boekie na volgens siek is. Hy moes eintlik net vanoggend die boek staan dat nee, want hy doen dit baie. Hulle is baie lief vir hy speletjie. Weet jy, Kobus doen dit met jou ookie. En hy klim op 'n kombuiskas en daar roep hulle vir pa. En dan moet pa nou daar voor kom staan en dan moet pa mos nou kom vang. Jy weet, Robbie, weet jy nou vir George kan vang? Hy doen dit baie keer. Hy klim op die kombuiskas en dan kom staan hy en dan moet ek eers 1 tree weg staan en dan spring hy. En nou begin ons mos 'n vertroue opbou want pa vang ons nou. So nou raak ons braaf. Nou moet pa so 2 of 3 tree begin teruggee en dan spring ons. Later staan ons so dat ek al begin wonder, Jesus, dit is nou 'n bietjie ver hè, maar hy spring. Hy vertrou. Nou in die eerste plek is die rede kom hy dit doen is dat hy weet ek dra my beste belange dra ek op my hart. Ek wil graag die beste vir hom hê. Ek weet hy wil nie hê dat ek wil hê en seer kry. Hy vertrou my ten volle dat ek hom sal vang, al spring hy ook hoe ver. Hy ken my, vertrou my. Dis nie die eerste keer wat dit gebeur het nie. Ons doen dit al baie by die huis hierdie speletjie gespeel. Ons het al baie gespring, die vertroue is opgebou. Elke keer wanneer hy spring, vang ek. Hy het nou al geleer daarin hy kan my vertrou. Die tweede ding is wat nogal opmerklik is, julle sal dit hier ook sien, is dat hy nie vir een oomblik sy oë afval wanneer hy spring nie. Julle gesien hy het nie rond gekyk nie. Hy het nie met sy rug gespring nie, hy het nie kant toe gespring nie, hy het nie vir die dak gekyk nie. Sy oë was absoluut gefestig gewees op sy pad. Konsentrasie. Want hy weet as hy vorentoe kyk, het hy vertroue. Sodra hy moet rondkyk, dak toe kyk, kant toe kyk, gaan hy nie spring nie want hy vertroue is weg. Dit werk presies dieselfde. Dit kom alles neer op vertroue. As jy hierdie doen, sal God daai doen. As jy in Jesus glo, sal jy die ewige lewe kry. As jy die koninkryk van God eerste stel, sal God vir jou alles gee wat jy nodig het. So ja, die Bybel is 'n bietjie van hier en 'n bietjie van daai. As jy hierdie doen, sal God daai doen. As jy glo, sal jy gered word. Die groot geheim is om God te vertrou. Om nie soos hierdie ouens in die woestyn te trek, rond te kyk reg rondom hulle en dit terwyl God reg voor hulle is, in 'n wolk wat hulle elke liewe dag kan sien, hulle net vorentoe kyk. Moenie jou oë van God afval nie. Moenie jou aandag afgetrek word nie. Moenie dat die lewe jou so oorweldig dat God op die kantlyn staan nie. Moenie jou oë van God vir een oomblik afval nie. Want die moment wanneer jy jou oë van God afval, is wanneer jy vertroue skade ly. Is wanneer jy vertroue minder word. Dis wanneer jy begin wonder, sal God. Jy sien, sodra jou aandag afgetrek word en die wêreld jou begin inkatrol, dan begin die vraagtekens baie raak. Dis nie nodig om te wonder nie, hou net jou oë op God, soek sy koninkryk eerste. Mense, dis al wat jy moet doen. En God sal elke liewe belofte wat hy gemaak het in die Bybel, elke liewe een, hy gaan dit na. As jy hierdie doen, sal God daai doen. Sal sê, dis 'n uitgemaakte saak, God sal. Vertrou, vertrou, vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie. Absoluut niks nie. As ons volgende hier voor U staan en voor U sit, Here, U ken ons lewe dwars deur. U ken alles. U ken elke ding wat ons in die aande wakker hou. U weet hoe die finansies baie keer vir ons 'n rede is waarom ons baie keer wonder en die sommetjies probeer maak en ons kom agter dat dit werk nie uit. Die Here ken dit. U weet waar ons gedagtes dryf in die aand. U weet waar ons baie keer wonder waar dit vanmôre vandaan sal kom, waar die werk vandaan sal kom, Here. U weet wat ons wakker hou, hoeveel probleme ons sit, hoeveel keer uitdagings in ons lewe is wat ons nie antwoorde vir het nie. En Here, dan verdrink ons daarin. Ons raak so diep daarin dat ons vergeet om na U te kyk. En Here, ons kan vandag voor U bely sonder om skaam te wees daaroor. Ons vertroue val saam met. Maar Here, ons wil graag vanoggend bid en vra, as dit nodig is dat daar verandering in ons lewe sal kom.
Dat ons weer ons oë sal terugkry op U. Soos musiekspan nou gesing het, hou net jou oë gerig op U. Dat ons nie vir een oomblik ons oë sal afhang nie, want dis sodra ons oë op U bly, deur alles in die lewe, dis wanneer ons vertroue sterk is. Maar sodra ons begin rondkyk en ons aandag word afgetrek, Here, dan is ons vertroue daarmee heen, en dis al wat ons vanoggend vra. Here, van baie dinge wat ons kan vra, al wat ons graag wil hê, wat U vir ons moet doen hierdie week, is help ons, Here, dat ons sal vertrou. Help ons dat ons oë op U sal rig. Help ons dat ons sal sterk staan deur al die aanslae wat daar buite is, die vrae wat baie keer meer as die antwoorde is. Help ons, Here, dat ons, wat ons ook al doen, nooit ons oë van U sal afhaal nie. Een en elkeen van ons, Here, dis al wat ons graag wil hê. Dat ons op U sal kyk, soos daardie volk in die woestyn was, die wolk wat voor hulle is, dat ons elke liewe dag na die wolk sal kyk, en net sal volg. Wonderlik om te dink, Here, dat daar in die woestyn waar hulle niks gehad het nie, waar U vir hulle nog steeds gesorg het. Elke dag was daar manna gewees, daar was kwartels gewees, U het vir hulle elke liewe dag gegee wat hulle nodig het. U sal. U beloof dit vir ons in U woord. U sê vir ons elke liewe belofte wat U maak, sal U getrou wees aan. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U ons Here is. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons hierdie doen, dat U vir ons daai sal doen. Dat U getrou is aan daai. En dat ons nie teleurgesteld sal wees nie, want ons weet U sal. U beloof, U sal, en U het al baie keer. Dankie, Here, dat ons vanoggend hierdie kan bid. In U almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.